Hallo daar, goeiemôre, good morning en baie welkom hier saam met ons. Baie dankie vir daai lied in die hart, soos gewoonlik. Dit is amptelik die laaste week van die kortste maand van die jaar. En ons het soos gewoonlik weer 'n propvol program. Propvol inderdaad, maar ek moet net sê, het jy 'n verruklike naweek gehad? Hoe was dit gewees? Dit was baie kort geweest, dankie Pieter en joune. Nee wat, dit was baie lekker. Jy weet, ou beplanne ou se naweek en jy dink jy gaan rustig wees en dan is daar vriende wat jou verras en dan sê hulle, man, ons gaan jou van die een kant na die ander kant van die land toe vat. En dit alles binne 'n kwessie van 2 dae. So ja, ek het byvoorbeeld die kort en lank was, ek het Saterdagoggend wakker geword in Pretoria. Ek het die aand aan die slaap geraak in Nysna. Die volgende oggend was ek weer in Uniondale. Klink vir my net luks. Van die een kant na die ander kant, so aan daardie vriende vir my wil ek net sê, hou die blink kant bo vir die res van die week. Wie is hierdie vriende? Ek wil ook met hulle bevriend word. Els, ek gaan vir jou voorstel in hierdie Baie dankie. verruklike vriende. Ja nee, baie ook wat aan betref die program in sy gewende gesprekke wat voorlê. Ons fokus op kunsmatige intelligensie en neigings wat die wêreld so gereeld aan die grond set. Thuis kom bespreek 'n paar van die belangrikste geldsake waarvan ons moet weet en wat vir ons voorlê na die einde van die maand toe. Ons fokus op gesondheid wanneer ons oor suiker en versoeters gesels. Dan vind ons ook 'n bietjie uit wat gaan gebeur by die Randfontein Goue Fees. En ons kunstenaarsvriend vir die oggend is Arnie Jordaan wat sy nuwe enkelsnit en musiekvideo met ons kom deel. Maar vir eers weer 'n paar interessante en lekker oggendpraatjies. Pieter, kyk, die meeste van ons het nou al in een of ander stadium 'n aksiefliek gekyk. Ja. Met een of ander waaghalsige toertjie of die sogenaamde stunts in. So ek het gewonder of daar iets spesifiek is wat jy sal wil probeer. Nou moet ek baie Tom vinnig dink. Cruise nou al, jy weet, hy Ja, het ons al verskillende goedjies gedoen. ek dink ek sal maar bly by uit 'n diensbare vliegtuig uitspring of so iets. Met 'n valskerm. Met 'n valskerm. Wanneer dit by hoë geboue en daai tipe goed kom, het ek bietjie hoogtevrees om in 'n vliegtuig te sit, glad nie. Ja. Wanneer dit by motorfiets en daai goed kom, is ek ook maar eerder 'n bang Jan as 'n dooie Jan. So ja, ek weet nie, ek het nie 'n idee nie. Als is daar ietsie wat jy graag sou wou doen? Man, ek gaan jou nou vertel van 'n interessante storie. Vertel. Want 'n Italiaanse vlieënier, Dario Costa, het onlangs geskiedenis gemaak deur met 'n vliegtuig op 'n bewegende trein te land. Kan jy dit nou oor vertel? Nou Costa het met 'n Zivco H540 vliegtuig op die laaste trein waarvan die trein geland, voordat hy weer opgestyg het. Hy beskou die prestasie as een van die mees uitdagende en veel eisende pogings van sy loopbaan. Costa sê daar was soveel veranderlikes om in ag te neem, maar hy sê die moeilikste was om te leer om op 'n baie klein bewegende aanloopbaan te land, terwyl jy niks kan sien nie en bloot op jou kognitiewe en vaardighede as vlieënier moet staatmaak. Ek bedoel, ek kan myself net nie indink hoe dit moet wees nie. Die gevaarlike mylpaal het egter jare se beplanning en opleiding geverg, terwyl Costa en sy span al in 2024 begin voorberei het. Dit was glo onmoontlik om gereeld met behulp van bewegende treine te oefen, en daarom was gevorderde simulasietegnologie en beheerde grondgebaseerde repetisies baie belangrik. Asof die bewegende trein, wat teen 'n spoed van sowat 120 km/h beweeg het, en die kort aanloopbaan nie genoeg was nie, moes Costa ook swaar turbulensie van die trein en veranderende lugsnelhede hanteer. En kyk, dit het my toe nou laat dink aan daai liedjie Volare, wat ons nou fly beteken. Ja. Maar ek meen, ek kan myself regtig nie indink dat jy so iets moet uitvoer nie, maar wonderlik, ek meen, wat sal 'n mens vir hom sê? Bellissimo. Bellissimo, en ek wil net sê, ek haal my hoed af vir so iemand, want weet jy hoe moet hulle gebruik maak van presies wat hy gesê het? Ja. Daai 6de sintuig, al die instrumentasie en goeders wat hy so moet vertrou, en daai veranderlik is om in ag te neem. Gonnaatjie Piet, nee, well done. En wat natuurlik, as geen verrassing kom nie is, Red Bull. Dit word altyd geassosieer met aksie en met die vreemdste goeders wat ou nooit gedink het regtig humanly possible is nie, maar daar is hy. En in die geval werklik met wings. Ja, jy weet? wings gegee. Also, sou jy sê jy's iemand wat daarvan hou om selfies te neem met jou slimfoon? Ek het baie lanklaas, maar ja, ek het al.
Want soms, jy weet, help dit wanneer die fotograaf nie noodwendig so moeilik is. En ek is een van daai mense wat gewoonlik wanneer iemand 'n foto neem sal sê bietjie op, bietjie af. Weet so. Dit is nie maar almal so nie. So selfies, ja, dit het 'n plek. En as jy 'n selfie neem, hou jy daarvan om die foon om te draai dat hy soos wat jy gewoonlik van iemand se foto's neem, dat jy nou maar korrel en hoop jou selfie kom uit, of draai jy jou skerm dat jy daarom kan sien wat jy afneem? Ek is nog, wat noem mense dit, old school. Jy draai hom om. Ek hou nie van my arm in die skoot nie. Dit lyk nie vir my goed nie, maar die gehalte is gewoonlik beter. Okay, ons kan nog 'n bietjie daaroor gesels, maar ek het vir jou baie interessante nuus, want hulle het nou gesê die ruimtevaarders kan vir hulle selfoontjies saamneem. Ek het gedog dit was al so. En dan mag hulle ook nou maar selfies neem daarbo. Ja? Ja, kan jy dit nou dink? NASA het sy maatreëls verslap en gaan ruimtevaarders nou toelaat om moderne slimfone, wat met iPhone sal begin, saam met hulle in die ruimte in te neem. Die administrateur van NASA, Jared Isaacman, het die verandering aangekondig en gesê die toestelle sal ruimtevaarders help om persoonlike oomblikke vas te lê en hoë gehalte foto's en video's vanuit die ruimte te deel. Gaat hulle opvang sê. Dit volg nadat ruimtevaarders voorheen op ouer toerusting soos die 2016 Nikon DSLR en GoPro's moes staatmaak. Die goedkeuring van slimfone het vereis dat NASA sy streng en komplekse maatreëls en prosesse hersien wat op 'n noemenswaardige bureaukratiese verskuiwing vir die agentskap neerkom. Alhoewel dit 'n historiese stap is wat ruimtevaarder dokumentasie betref, was daar eintlik al reeds iPhones wat voorheen saam in die ruimte was. In 2011 was 2 iPhone 4 modelle aan boord die pendeltuig Atlantis en vir eksperimente op die internasionale ruimtestasie gebruik. Terwyl slimfone al vir ongeveer 'n dekade deel van kommersiële ruimtevlugte is, maar nou ja, dit beteken ook dat beeldmateriaal wat met selfone vasgelê word binnekort deel van die ruimtevaartgeskiedenis sal wees. Hoe lekker is daai? Ek dink dis baie goed. Ek dink dan moet 'n mens nou net 'n meer gevorderde iPhone hê as die iPhone 4, jy weet. Maar ja, ek dink dit kan dit 'n bietjie meer van 'n persoonlike ervaring ook vir die ruimtevaarders maak. Ja, en nou gaan jy nie meer wonder of dit nou KI of whatever dit was nie, maar ek sal nogal like om te sien wat die ouetjies doen daarbo in die ruimtetuie en so aan. Die lekker ding daarvan is natuurlik, jy het nou verwys na die Nikon kamera wat gebruik is. Ek dink in hierdie geval kan, jy weet, ek weet daar's verskillende opinies oor iets soos filters. Ja. Maar ek dink wanneer dit dalk nou nie te lekker lyk nie, kan dit so 'n bietjie aangepas word, jy weet. En nou perfekte selfie daar uit die ruimte uit kry. Ja. Nee. Ja. Ek sal daarop lekker gespeel het, want as ek nou dink aan die swaartekrag dingetjies en al daai lekker dingetjies, dan dink ek net, wat gebeur? Wat gebeur? Ek wil vir julle wys, 'n druppel kan regtig dryf in die lug. Maar kyk, jy lyk baie deftig vanoggend. Dankie. Jy sal net so deftig lyk in een van daai ruimtepakkies. Dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Nou bly ingeskakel want ons kuier net hierna weer verder. Jy is natuurlik ingeskakel nêrens anders nie as by Goeiemôre, Good Morning. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe.
Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. A good designer understands when less is more. When more is more. And when function needs to dictate form. With more than 30 years experience, Carnet Interiors offers design plans that reflect your style and personality. Carnet Interiors offers turnkey solutions for commercial and residential projects. Contact Carnet Interiors today to make your dreams a reality. Die huidige situasie rakende die waterkrisis in die land bly op almal se lippe terwyl die nasionale waterwysigingswetsontwerp verlede maand by die parlement ingedien is, iets wat verskeie rolspelers aan die gons het. En ek gesels nou met die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor water en sanitasie, Leon Basson, om te verduidelik wat die verskil tussen die voorgestelde wysigingswetsontwerp op die nasionale waterwet en die op die wet op waterdienste is, sodat ons almal dit 'n bietjie beter kan verstaan. Leon, baie welkom. Baie dankie en goeiemôre ook aan jou kykers. Nou Leon, verduidelik net eerstens kortliks vir ons, verduidelik net eerstens kortliks vir ons wat die doel van die nasionale waterwysigingswetsontwerp is wat ingedien is. Die waterwysigingswet wat ingedien is, moet ek daarom nou net sê dat hoewel hy dit reeds by die parlement ingedien is hierdie wet nog nie voor die portefeulje komitee nie. Die minister moet nog hierdie wet voor die komitee moet gedien word en die minister moet die wet kom verduidelik. Hoewel ons reeds werk aan die wet as 'n komitee, is dit baie duidelik dat jy weet daar baie verskille is met die ou wet en dit maak dit baie problematies vir landbou en vir mynbou in Suid-Afrika. Nou die verskil tussen die twee wette is die dienstewet of die Water Services Act kyk meer na water in die krane en die hantering van water deur munisipaliteite en die water wat na ons riviere toe gaan, rioolwater wat skoongemaak moet word wat na riviere toe gaan. Waar die waterwet kyk na jou hulpbron, water in damme, riviere, die skoonheid van ons riviere, daar mag nie besoedeling in ons riviere wees nie, en dis die verantwoordelikheid van die nasionale waterwet, terwyl die wet op dienslewering gaan oor dit wat ons by ons huise kry, die water, die kwaliteit wat gereguleer moet word en die water wat teruggaan na ons riviere toe, dat dit gereguleer word. Natuurlik 'n baie belangrike aspek van die wet op dienslewering is dat dit gaan ook munisipaliteite baie beter kan aanspreek. Die minister gaan dan ook die reg hê om 'n waterlisensie te onttrek en dit aan 'n ander diensverskaffer te gee sou die munisipaliteit nie daai dienste kan lewer volgens die regulasies wat aan hulle voorgeskryf is nie. Goed, nou volgens 'n Netwerk 24 berig is sommige organisasies soos die Instituut vir Rasseverhoudinge en ook die Organisasie teen Belastingmisbruik dit eens dat die nuwe konsepwetgewing nie die waterkrisis kan oplos nie. Wat het jy daaroor te sê?
Ja, goed, ek dink die doel van die wet is nie om die waterkrisis op te los nie. Ek dink die diensteleweringwet, dis die verantwoordelikheid. Ek dink ons almal besef in die land dat dit is nie ons het nie 'n tekort aan water in ons damme en ons riviere nie, maar ons het 'n probleem met infrastruktuur. En die infrastruktuur wat munisipaliteite in stand moet hou, dis waar ons probleem lê. As jy na Johannesburg kyk wat bykans die helfte van sy water wat hy aankoop verloor voor dit by huishoudings uitkom, dan sê dit vir jou dat daar is 'n groot probleem en daar groot investering sal moet plaasvind om infrastruktuur in munisipaliteite en in metros in stand te kan hou. As ons dit nie kan doen nie, sal ons nooit genoeg water hê nie, want ons verloor die helfte van ons water nog voor dit by die verbruikers uitkom. Goed, nou dit is baie duidelik dat daar meer kommer oor die landbousektor is wat geraak word. Kommer oor water as hulpbron en dan nou veral die landbousektor wat geraak word. Ek wil net hê jy moet dalk 'n bietjie meer uitbrei. Ek weet jy het nou vlugtig daarna verwys, maar hoe groot of hoe bekommerd behoort ons te wees? Ja goed, kyk in die ou wet is jy regte gehad het voor 1998, dan is daai regte verskans. So die water wat aan jou toegeken is, daai regte het jy gehad. Maar dit blyk nou dat hierdie nuwe wet geskryf word dat die minister wat ons dink te veel magte gaan hê in hierdie wet en dit behoort administratief gehanteer te word. Kan die minister besluit om jou water weg te vat en dit sal veroorsaak dat ons nie watersekuriteit het nie. Boere sal baie versigtig wees om uit te brei want jy weet ek gaan nou 'n paar miljoen rand spandeer aan uitbreiding, maar ek weet nie of ek oor 2 jaar nog dieselfde kwota water gaan ontvang wat ek gehad het nie. En dit is 'n baie groot probleem en dit sal ons sekerlik baie ernstig na moet kyk. Ek moet bysê dat ons het ook besluit in die komitee dat ons self sal gaan vir publieke gesprekke. Jy weet, ons sal public participation gebruik. Ons sal na die provinsies toe gaan. Ons sal met landbou gesels, ons sal met mynbou gesels om ook hulle kommer aan te spreek. Hoewel die departement dit reeds gedoen het, blyk dit nou in die wet wat voor ons is, dat dit nie regtig enige insette van hulle kant af opgeneem is in die wet nie, en die komitee sal moet seker maak dat ons weer daai proses sal aan die gang moet kry, om seker te maak dat ons alle insette kan kry van landbou, mynbou en natuurlik die gewone gebruiker van water op straat. Ek wil net ook bysê dat die waterdienstewet is ons nou besig om te kyk na 'n proses en ek het Vrydag 'n skrywe gekry van Netlek af wat sê hulle was nie deel van daai proses nie. Hulle vra vir 'n vertraging van 3 maande om die proses van hulle kant af te kan initieer. Ek het nou regsopinie aangevra by parlement, maar dit blyk dat die minister gaan geen keuse hê as om die wet te onttrek en die proses van vooraf. Jammer, die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie vir jou tyd. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks
Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say hey. Thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. Welkom terug. Kunsmatige intelligensie is deesdae so deel van die meeste van ons se alledaagse bestaan. Daar is gereeld neigings of trends op sosiale media waaraan mense reg oor die wêreld aan deelneem. Die redakteur van My Broadband, Jan Vermeulen, kuier vanoggend saam om meer uit te brei. En Jan, ek is so bly jy is hier want jy is 'n absolute kundige op die gebied. So baie welkom. Baie dankie. Is kunsmatige intelligensie in hierdie stadium meer voordelig of nadelig? Dis moeilik om te sê. Ek hou persoonlik nie van hoe dit vorm geword het. Mense sal vir kunsmatige intelligensie vra en dit aanvaar as die waarheid. Dit is 'n groot probleem want hulle maak nog baie foute. En dan is daar natuurlik die ander nadele wat ons uit kunsmatige intelligensie kry, maar aan die programmeringskant, dit het mense ongelooflik produktief gemaak. En so dit is maar soos enige tegnologie. Dis 'n swaard met twee lemme. En so dit is nog te vroeg om te sê of dit meer voordelig is en of dit meer nadelig is. Nou kyk, ons kan nie hierdie gesprek hê sonder om te fokus op die onlangse karikatuur, neiging of trend wat kop uitgesteek het en wat ek dink die hele wêreld het omtrent daaraan deelgeneem. Maar dit het ook kommer laat ontstaan oor iets soos veiligheid. Dink jy dit daar is rede tot kommer? Ja, soos met enige so tegnologie kan dit benut word in 'n manier om seer te maak. Ja. En so, jy weet, karikatuur kan 'n baie humoristiese, dit kan 'n snaakse ding wees. Mense kan lekker pret hê, maar dit kan ook 'n baie donker draai neem en gebruik word om mense te skend. So, dit is nou maar presies soos jou eerste vraag. Ons weet tog nie heeltemal waar ons staan in terme van of dit meer voordelig of nadelig. Gaan dit meer gebruik word om mense seer te maak en te benadeel, of gaan dit net goeie ding wees vir die wêreld? En ek dink die meeste van ons was geskok geweest om te sien hoeveel ChatGPT dan van 'n mens weet. Jy weet, want baie keer wanneer jy navorsing doen of so iets, vir my was dit nogal interessant om te sien dat ChatGPT onthou wat ek al voorheen gevra het oor my katte en ChatGPT onthou hoeveel katte ek het en daai soort van ding. So ek dink dit is wat mense bekommerd maak, maar hoekom dink jy is hierdie trends dan so gewild? Dit is baie toeganklik. Ek dink is maar waarop dit neerkom. Ewe skielik kan jy goed doen wat jy redelik kundig moes gewees het met Photoshop, of jy moes 'n goeie skrywer gewees het of so iets om dit reg te kry. Met hierdie nuwe groot taalmodelle, large language models in die Engels, maak dit hierdie goed veel meer toeganklik. Jy kan ongelooflike prentjies, beeldmateriaal skep, jy kan video's skep selfs. Ja. En dan natuurlik wat ons almal ken wat beroemd is, die teks. Maar ja, jy kan letterlik in hom ingaan en vir hom vra, skep vir my asseblief 'n prentjie hiervan, en gewoonlik kom hy terug met iets baie goed. Ja, en dit lyk baie, ek wil sê dit lyk eg. Ja. Jy weet ook, wanneer 'n mens daarna kyk. Goed, so mense raak al meer afhanklik van iets soos kunsmatige intelligensie. Sal dit kritiese denkvaardighede in die toekoms beïnvloed en verminder? Dit kan, dis 'n groot gevaar. En ons sien hoe die universiteite daarmee sukkel. Van die universiteite het gesê nee, ons kan nie hierteen beklei nie, ons moet dit maar in ons kurrikulum inbring en ons moet daarmee saamwerk. En jy weet, dit probeer inkorporeer op so 'n manier dat dit nie studente se kritiese denke beïnvloed nie. Maar dit is op universiteitsvlak. Ons moet nog dink aan skoolvlak, en dis 'n groot probleem. En dit kan, as dit nie
En dis maar dieselfde as enige vorm van tegnologie, maar ek onthou, ek het hierdie gesprek gehad met my ma, my pa, ooms, tannies, toe die calculator, nou eers die sakrekenaar uitgekom het. Yes, daar was groot baai, dit gaan mense se vermoë om hoofrekene te doen belemmer, dis 'n slegte ding, ons moet die sakrekenaar uit skole uitverban, en natuurlik het dit nie gebeur nie, en ons is almal beter daarvoor. En so dit gaan oor hoe dit aangewend word, wat in die kurrikulum verplaas word, en seker maak dat daai fundamentele goed, daai fondasie goed wat ons op skool leer, nog steeds gebeur, en dit moet ook, want ons moet maar almal ons maaltafels leer, en dit gaan maar dieselfde gaan met kunsmatige intelligensie. Voordat jy die kunsmatige intelligensie mag gebruik, moet jy eers hierdie vaardighede hê, dalk so iets. Hoe dink jy sal kunsmatige intelligensie dan die manier waarop mense dink en besluite neem in die toekoms verander? Ja, ons sien dit al klaar, en ek sien dit met hoogs intelligente mense wat vir ChatGPT of 'n ander groot taalmodel vra en dit vir my aanstuur asof dit die waarheid is. En ek jy weet meer as enigiemand anders hoe hierdie goed werk. Hierdie is nie waar nie. En dit gebeur gereeld, veral in hoogs tegniese of gespesialiseerde velde, wat hulle nog net nie so, jy weet, met algemene goed geen probleem nie, maar met gespesialiseerde goed maak hulle nog baie foute, en selfs met algemene goed maak hy foute in die detail. And the devil is in the details. En so dit is vir my 'n groot probleem, dat kunsmatige intelligensie word 'n bron van waarheid, en hy het geen algoritme vir waarheid nie. Vir hom is waarheid totaal, dit het eintlik niks daarmee te doen nie. Dit gee glad nie om oor waarheid nie. Dit gaan net oor wat is die volgende woord wat ek moet genereer om jou gelukkig te hou. Dis maar waarop dit neerkom. En so dit vir my is 'n ongelooflike groot gevaar, dat mense meer en meer op kunsmatige intelligensie staat maak as 'n bron van waarheid, en nie verder gaan ondersoek en wat sê, ja, Google se Gemini, ek het van Google ingetik, en hierdie dinge, want dit kom nou heel bo in jou Google soektogte, is daar 'n kunsmatige intelligensie summering van Gemini. En wat mense net vir my, dit copy-paste, dit vir my stuur, en ek gaan kyk na die links onder hierdie, want dit sê presies die teenoorgestelde ding. Nie gereeld nie, maar gereeld genoeg dat dit 'n probleem is. So, vir my is dit die gevaar. Ja, en wanneer mens kyk na iets soos waarheid, dan dit kom eintlik daarop neer dat dit irrelevant is, né? Nou, ons het 'n paar sekondes oor. So net vinnig, en ek weet dit is moeilik om hierdie baie vinnig te beantwoord, maar hou dit 'n bedreiging in vir iets soos werkskepping, of skep dit juis meer geleenthede? Dit gaan beide doen. Ek dink dit gaan dieselfde wees as, jy weet, soos die motorvoertuig. Ewe skielik is die ouens wat die vaardighede het om perdeskoene te maak en op perde te sit, was uit besigheid uit. Nie ewe skielik nie, dit het stadig gebeur en toe ewe skielik. En ek dink dit gaan dieselfde tipe ding wees. Daar gaan baie mense wees wie se werk oornag verdwyn, maar daar gaan ook talle meer geleenthede geskep word as gevolg daarvan. Ons sal moet sien hoe dit uitskit. Jan, baie dankie vir jou tyd. Nou ja, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Let's go higher. Lift me higher. Lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Nog lank is dit nie nou tyd vir die eindvlekkie om te blaas nie. Inteendeel, die dinge gaan nou eers begin, maar ons moet nou eers 'n bietjie gesels oor al die sporthoogtepunte en gebeure van die afgelope naweek. En wie is hier in ons midde? Niemand anders dan die aas. Minister Arnold Geerts. Môre. Ek dink ek gaan jou op die pad vat saam met my. Ek en jy sal geld saam maak as ons 'n show of 2 moet doen. Lekker om jou te sien. Lekker besige naweek en dinge, so ek dink jy kan nie wag nie. Jy kan nie Nee. wag om vir ons te vertel nie. So Indië se wenlopie van 12 oorwinnings in 'n ry en T20 wêreldbekers is gestuit deur die span wie hulle een van gesteel het in die eindstryd van die laaste wêreldbeker. Dis nog maar net my opinie. Na 'n verrassende roep om eerste te kom het Suid-Afrika van 20-3 herstel tot 187 toe om omtrent die perfekte verdediging met beide taktiek en uitvoering in beduidende houe geloods om 'n oorwinning van 76 lopies te verseker wat ook implikasies het vir die netto lopie tempo. Dit was ook Indië se tweede grootste T20 nederlaag en hier natuurlik kyk ons na die 3 paadjies van Keshav Maharaj in die 15de beurt. David Miller en Dewald Brevis het die ommekeer begin om Jasprit Burma se 3 vir 15 te balanseer. Alhoewel ons paadjies in die doodsbeurt te verloor het, Tristan Stubbs 20 in die laaste beurt gemoker om Suid-Afrika iets te gee om mee te werk. Amper alles wat die groen en goud met die bal probeer het gewerk. Aiden Makre met die eerste beurt gebal en 'n Indiese openingscover vir 'n hulletjie gehad. Marco Jansen en Lungi Ngidi was onstuitbaar en Maharaj se 3 het die covers in een beurt laat stap. Die grootste vennootskap wat Makre se manne toegelaat het was net 35. Hoorie, so meer 'n bowler wedstryd gewees vir ons as wat die kolwers regtig hulle kant gebring het, sou jy sê, Nee, of was ek dit dink maar 'n goeie 50-50? Dit was werklik waar een van daai waar almal hulle deel gedoen het. Mooi. Almal van hulle en ons het ongelukkig een vangskoot laat val, nie 'n verskriklike moeilike een nie, maar moeilik genoeg, maar oor die algemeen dit was werklik waar 'n 50-50. Luister, ons was kniediep in die moeilikheid. 20-3. Dit was lelik. Ek moet sê, toe daai derde paadjie val terug, ek asseblief net nie weer nie. Maar toe David Miller instap, snaaks Pieter, dit was baie interessant. Die golfblad was dit was totaal anders aan Ahmedabad as wat die vorige 3 was. Dit was waar die bal deurgekom het, daar was goeie wip, daar was hoogte, jy kon met hom werk. Maar gister se baanblad het die bal so effens teruggesit. Dit was nie heeltemal nie, maar amper tennisbal tipe van hom. As hy hop, kom hy net nie so vinnig deur nie. In ons eerste 3 covers wat gegaan het, het hulle self misgis. Maar toe David Miller instap, toe die baanblad verander of iets. Ek is altyd so bang om dit te sê of vooruit te kom, maar ek dink wat die T20 nou aanbetref, is die Proteas lekker in vorm, hulle koppe is daar, so kom ons hou ons duime. Die een ding is, ons het die lood gewen en teen verwagting in besluit om te kof. Ek dink gereeld, en Jacques Volle het dit vir by ons bevestig 2 weke terug, die lood maak 'n groot verskil in 'n T20 en wat jy besluit om te doen, maar terselfdertyd, ek wonder as Indië die lood gewen het, of hulle ons nie sou gevra het om te kolf, as gevolg van hoe die baanblad gelyk het nie, dit was baie braaf, en Aiden was ongelooflik braaf in daai eerste beurt te vat, en toe staar 'n paadjie, so die planne het perfek gewerk. Nie een van die bowlers het 2 beurte in 'n ry gebal in die eerste 6 beurte nie. Hulle het hulle almal gewissel en gewissel en gewissel. Weereens, dis nie die normale prosedure nie. Nou dink ek by myself, ek wonder of Rassie hulle gebel het. Want dis nie normale prosedure nie. Nee, ek weet dit is nie so nie, maar dis 'n interessante gedagte. Hulle het heeltemal die gedagtegang omwentel en verander. En dis hoe jy voorkom. Nee, dis hoe jy voorkom. Maar soos jy sê, nou moet ons duime vashou.
Rugby en 'n hanespan wat so effens verroes gelyk het Italië gister afgeweer om 'n 33-8 bonuspunt 6 nasies oorwinning te beklink en in 2026 onoorwonde te bly. Vleuel Louis Beabarey, slot Emmanuel Miafu, loskakel Thomas Ramos en debutant vleuel Guy Drayen en ook die senter Emile Gagneton het vir Frankryk gedruk. Die derde drie het in die gang van die spel gekom en die vierde eers met 8 minute oor. Italië het deurgekom met 'n paar goeies van hulle eie, maar die Azzurri kon hom maar net nie deurkom nie. Louis Lynach het 'n geel kaart gehad en Capioso, dis nou Angay Capioso, weens 'n besering wat hulle verloor het dit Frankryk toe die taalbord met die 2-3 laat verkeerd lyk. Ander tellings van die naweek en hierdie verskoon my Pieter, interessant, Wallis was voor teen Skotland tot in die 75ste minuut, maar op die einde kom Skotland deur 26-23 en op Twickenham die ouens wat die 2027 wêreldbeker gaan wen, Engeland 21, Ierland 42. Ja, nee, daai was ook nogal 'n verrassing geweest. Ek dink nie daar was enige iemand wat die Engels ondersteun het wat gedink het dit gaan so lyk. Ja, nee, verseker. Ek dink almal sou gesê het, selfs al was jy Engels het jy gedink ja, miskien is die Ire net. Ja. Maar weer eens hulle was totaal oorskadu. Baie goed gedoen. En dit was voor. Dit was voor waar het verkeerd gegaan het vir die Engelse. Nee, dit was baie opwindend. Ek moet sê van die rugby na die cricket. Wat was daar nog? Ek meen daar het so baie gebeur. Daar was verskriklik baie. Ek het nie geweet wat om vanoggend te gebruik nie. Ek het nie baie tyd nie, maar Casey Jarvis van Suid-Afrika het gister sy eerste DP Wêreldtoer titel gewen en sodoende 'n go-to wow sukses afgerond by die Magical Kenya Ope. Die Suid-Afrikaner wat die voortou na elk van die eerste 3 rondes gedeel het sy speelmaat Davis Bryant in 'n laaste ronde wat 2 keer deur stormtoestande in Nairobi onderbreek is geklop. Jarvis het 6 voetjies gehad in sy laaste ronde van 62 met 2 arende om met 3 houe te wen. Die 22 jaar het gesê dis wonderlik, ek het eintlik nog nooit voor my pa gewen nie, ek wou so graag voor hom wen en om dit uiteindelik te doen wanneer hy hier is. Ek kan nie die emosies aan jou verduidelik nie. Jarvis was 3 voor die Amerikaner Bryant en van Colorado, terwyl nog 'n Suid-Afrikaner Henny Du Plessis derde was op 21 onder syfer. 'n Goeie naweek vir die Suid-Afrikaners. En net so te loops, Aldrich Potgieter het in die Genesis vanoggend vroeg ons tyd het hy gesamentlik 50 geëindig en hy het net bietjie minder as 14 miljoen rand gewen vir sy ou 5de plekkie. Dis fantasties. Wonderlik. Ek is so bly want as 'n ou vat die opoffering wat 'n ouetjie soos hy nou al gemaak het, ook Aldrich en sy ouers. Ja. En ek meen hy's 'n seun, hy kom hier van Middelburg in Transvaal en Mpumalanga af. Ja. En dit is so amazing hoe dit goed gaan met hom en nou weer ook in Jarvis se geval. Het jy gesien daai emosie toe daai ouetjie nou val en hy weet hier gebeur dit nou, dan herinner dit my net ook ek wat op 'n sosiale manier nou maar my golf geniet en hoe ek stres partykeer. Dink jy daai ouens hoe konsentreer hulle vir soveel dae of ure nou en dan as hulle nou weet hier gebeur dit, dan daai relaxing moment en alle emosie wat presies dit. My pa, hy's nou trots saam met my die harde werk wat hulle ingesit het, die ure, die geld. Jy sal mense kry wat vir jou sê die ou konsentreer nie so hard nie, hy konsentreer net vir 62 sekondes want hy het nie 62 houe geslaag. As ek 'n 62 moet speel my vriend, dan gaan jy vir my vir 'n hele week nie sien nie want vir die eerste 9 vir my is dit nogal goed. Ja. Almal altyd baie lekker saam met jou my vriend. Lekker man. Baie dankie en dit was nou ons sport tesame met die sports wat ons natuurlik week na week en dag na dag vir jou bring. Hier by Goeiemôre, good morning. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons van die sport na 'n sport van 'n ander kleur. Dis nou jou geldsaake. Thys is hier en hy gaan ons 'n bietjie vertel waarvoor ons moet uitkyk veral ook in hierdie week na die einde van die maand se kant toe. Die belangrikste natuurlik jou geldsaake, maar dit so 'n bietjie alles net hierna by Goeiemôre, good morning. Annie, nou gaan ons bal my vriend. Cheers. Cheers. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality.
That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotshore.co.za. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dis 'n maandagooggend by Goeiemôre Good Morning en dit beteken net een ding. Dis tyd vir 'n koppie koffie saam met ons eie minister van Finansies Thys van Sail. Maar Thys, koffie is bietjie laat vanoggend, so ek beloof ek sal nou 'n plan maak. 100%. Ek wil net in elk geval begin vanoggend. Ja. Ek sukkel om te tel verder as 16. Jy weet vir 'n baie maklike rede, my meisiekind is vanoggend 16 jaar oud. So baie geluk Jaylee met jou pragtige verjaarsdag en mag jy 'n pragtige dag hê en pappa en mamma is baie lief vir jou en mag al jou drome waar word. Nou kan ons finansies praat. Die belangrikste moes ons eers Natuurlik. oplos hierso, so van ons kant af hier by Goeiemôre Good Morning ook. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop 'n wonderlike dag en ons hoop jy word baie bederf deur pappa en mamma. Daar's hy Thys, so goed. As jy Suid-Afrika se ekonomiese storie hierdie week in 1 of 2 sinne moet opsom, hoe sou jy dit stel? Ek sou sê 'n klein bietjie op en 'n klein bietjie af, maar ek sal eerder sê 'n klein bietjie meer op as af as dit sin maak. Okay, so nie 'n slegte week oor die algemeen nie. Ek dink net daar's 'n klein bietjie statistieke wat weer rondgegooi was rondom inflasiesyfers, rentekoerse verlagingsmoontlikhede vir die wat son vir die jaar, Statistiek Suid-Afrika wat byvoorbeeld gesê het hulle wil kyk 'n bietjie meer na diepte as dit kom, jy weet, by maatskappye as dit kom by hulle produksietipe van kostes teenoor hulle gewone kostes wat nie in ag geneem word oor die algemeen nie. Maar ek dink as ons gaan kyk dat die kommoditeitsvelde ook, jy weet, hardloop nog steeds op rekordhoogtes, maar oor die algemeen dink ek was glad nie 'n slegte week nie, maar ook, jy weet, Donald Trump wat weer terug is by die tafel rondom tariefverhogings en hy het 'n bloedneus gekry oornag, so daar's 'n klompie dinge wat 'n rol speel, ja. Goed, so mense sê dat die syfers toon dat inflasie daal, maar ons beursies voel dit nie noodwendig nie. Hoekom is dit so? Ek dink ons het al soveel kere daaroor gepraat, net weer eens vir die verbruiker daar buite en kyker daar buite. Is 'n baie eenvoudig die mandjie wat gebruik word deur Statistiek Suid-Afrika is nie noodwendig die mandjie waaruit ek en jy byvoorbeeld gaan koop nie. So daar's 'n paar elemente daar wat nogal 'n baie groot rol speel, soos byvoorbeeld versekeringspaemente, gewone voertuigkostes, onderhoudskostes, byvoorbeeld as jy nie publieke kom ons sê vervoermiddels gebruik nie, en natuurlik as ons ook gaan kyk na mediese kostes, onkostes, mediese fondse, gewone privaat kostes en natuurlik rooi vleis, alkohol en 'n klomp elemente wat 'n rol speel, wat ek en jy byvoorbeeld dalk 80% in ons mandjie het, is nie noodwendig die 80% wat dan nou geklassifiseer word om inflasie uit te werk nie. Goed, nou onwettige mynbou klink dikwels soos 'n misdaadstorie, maar waarom is dit so 'n groot finansiële storie op die oomblik?
Ek dink as 'n mens baie kere gaan kyk wat in Suid-Afrika aangaan en een van ons grootste tipe van uitvoere wat dit kom, jy weet, om regtig waar goeie kapitaal uit te maak en belasting, addisionele belasting op te kan hef, is natuurlik kommoditeite, goud, steenkool, koper, silwer ensovoorts. En ek dink as Suid-Afrika is baie ryk in daai hulpbronne. Maar weer eens as ons gaan kyk, as ons na die groter prentjie wil omkyk om dit te gaan sê, ja, maar hoe beskerm ons daai tipe van goederes, dan kan ons nie byvoorbeeld dinge hê, soos byvoorbeeld soos hierdie zamazamas wat inkom, of byvoorbeeld skelmstreke wat saam met dit gaan, korrupsie, bedrog, allerhande rondes nie. Want jou grootste probleem is, elke liewe sent wat gesteel word, is eintlik 'n sent wat in ons basies as 'n bonus in die begroting in kon gegaan het, jy weet, vir besteding van infrastruktuur, paaie, veiligheidsdienste ensovoorts. So as jy daai elemente, elke liewe rand wat jy wegvat, is elke liewe Suid-Afrikaner, ek en jy, 'n klein bietjie armer af van goeie infrastruktuur, sekuriteit ensovoorts. Nou ons hoor ook baie van 'n sogenaamde jeugekonomie. Prakties gesproke, wat presies beteken dit? Ek dink as 'n mens gaan kyk, as Suid-Afrika net vir die volgende 5 of 10 jaar ten minste net so jeugekonomie program kan begin. En ek het dit nogal in 'n oop brief ook aan ons eie minister gestuur so 'n paar weke terug, waar ons volgende week bietjie sal gesels oplopend na die begrotingsrede toe. Was juis een van die fokuspunte was die jeug. Want as ons gaan kyk, jeug is tussen 66% en hoër is hulle werkloos. Maar jou grootste probleem is ook weer eens daar statistiek Suid-Afrika wat byvoorbeeld daai statistiek gaan uitwerk vanaf ouderdom 15 af. So dit is al skrikwekkend, jy weet, laat ons in elk geval begin kyk al na jeugdiges wat begin werksaam raak in die stelsel, selfs op statistiek op ouderdom 15. En ek dink dit is klein bietjie onregverdig ook, want dis eintlik 'n basiese maatstaf om te sê maar die regering val op ander plekke. Soos byvoorbeeld as ons nou gaan kyk na onderwys. So weer eens as mens daarna gaan kyk, die fokuspunt moet wees hoe om jeugte, half die Engels woord te gebruik, empower. En daarvoor is entrepreneursprogramme nodig, daar's investering nodig, daar's aandag nodig, daar's mentorprogramme nodig. So dit is nie net van ja, kom ons begin 'n program en hoop maar vir die beste en kry een of ander departement wat dit weer gaan befonds en dan na 2 of 3 jaar is daai departement ook weer wat saam bankrot as gevolg van hulle gee net wat saam kom ons sê maar free lunches uit in plaas van om hulle eintlik te guide. Goed, maar nou met daai in gedagte, kan klein besighede 'n verskil maak in die verband of is dit bloot wensdenkery? Ek dink as mense gaan kyk, klein en medium maatskappye, maar baie meer klein maatskappye is amper jou nommer 1 van nuwe werkskepingsgeleenthede. Tipe van stasie om basies weet nuwe werksgeleenthede te kan identifiseer en natuurlik te kan aanstel. Jou grootste probleem weer eens wat jy daarso het is dat 'n klein maatskappy se red tape is amper dieselfde as 'n medium en groot maatskappy. So hy is nog steeds belasting betaal, hy moet belasting betaalbaar wees. Hy moet nog steeds allerlei dinge moet hy nog steeds in plek kry. Hy moet nog steeds reguleer teenoor sekere dinge en. So weer eens jou grootste probleem wat jy daarso het is, as die regering net kan kom en sê, okay, maar as jy byvoorbeeld 'n klein maatskappy is, dan betaal jy eers belasting van 'n X, kom ons sê byvoorbeeld turnover, nie onmiddellik nie. Jy weet, as ek kom net by belasting. Want belasting is een van die grootste elemente wat die swaarste trek byvoorbeeld in 'n klein maatskappy. Want as ek 'n klein maatskappy gaan begin en ek moet begin begroot, dan het ek basies net my start-up wat so 'n capital wat ek het. As ek byvoorbeeld nie onmiddellik winsgewend raak nie, dan gaan dit vir my moeilik wees om my besigheid volhoubaar te hou. Maar as ek byvoorbeeld net 'n klein bietjie grasie kan kry, soos byvoorbeeld om nie belasting te betaal vir my, kom ons sê eerste 2 of 3 jaar, of tot ek by 'n sekere hoeveelheid turnover kan uitkom, dan het ek mos daai grasie van addisionele, kom ons sê winste, en winste gaan my maatskappy laat kan uitbrei. Maar kom ons kyk maar. Goed, 'n meer tegniese storie. Ek is so bly is hier want jy moet nou vir ons baie mooi verduidelik. Dit is dat die produksiepryindeks se gewigte verander is. Wat beteken dit vir iemand wat nie 'n ekonom is nie? Ek dink die belangrikheid daarvan is en net om die klemme op te sit, ek is ook nie ekonom by die way. Wat vertel jy my nou? Dit speel so eksklusief op Goeiemôre Good Morning. Eerlikheid is altyd die beste. Nee, as ons byvoorbeeld gaan kyk, daai mandjie van goedere wat jy moet gebruik om 'n produk te kan bou, is net so belangrik soos die produk wat ek klaar gebou het en wat dan basies weet na jou toe geplaas word om te kan koop. Ja. Soos amper soos wat jy vat daai blikkie of daai kom ons sê koeldrank of daai sjokolade en jy gaan kyk in die agterkant, jy weet wat is die kalorieë, jy weet wat is die vet wat daar binne is, wat is die sodium byvoorbeeld, jy weet in my koeldrank, jy weet daai hele statistiek wat daar binne is. Ja. En dan besluit ek dan of ek dit nou gaan koop of nie, of ek besluit ek is dit die prys werd dan of nie. So 'n soortgelyk daar's. Want dan word nou gaan kyk ek fisies as ek byvoorbeeld nou gaan kyk na 'n motorvervaardiger. Wat kos dit?
jy weet, vir daai motorvervaardiger om daai part aan te koop om hom in te voer, of as ek hom self kan produseer in Suid-Afrika, van daarof te kan aankoop, ensovoorts. Met ander woorde, wat is daai koers van gewig, jy weet, wat hy van jaar tot jaar kan opgaan, en dan volgens dit, basies, jy weet, kan 'n mens half aan die binnekant gaan kyk en sê, ja, maar om hierdie, kom ons sê, voertuig te kan bou, het ek 'n X-kostes faktor, maar in plaas van dat ek net daai een X-koste faktor vat, en hy maak 'n impak op inflasie, jy weet, en wat sommer die prysindekse, nou basies kan ek 'n baie meer deegliker tipe van statistiek gaan kry. So statistiek Suid-Afrika beweeg bietjie meer na aktuariese tipe van formules, in plaas van om net byvoorbeeld die A, B en C te gaan vra, nou vra ons om van A tot Z, en ek dink dis wel 'n goeie ding ook. Klink vir my maar ingewikkeld. Ja. Wel kan hierdie gewigte rentekoersbesluite beïnvloed of lees mense te veel daarin? Ek dink 'n rentekoersverhogings nie tot so groot mate, maar inflasie tipe van syfers definitief. Ja. So weer eens, Suid-Afrika moet fokus op die groter mandjie van inflasiegoedere en nie net byvoorbeeld die kleiner mandjie, en dan byvoorbeeld dan te stipuleer, ja, maar ons inflasieteiken is tussen 3 tot 4% per jaar. Wat 'n goeie ding is. Kyk, is nie negativiteit of 'n negatiewe ding nie, maar wees realisties om te sê, ja, 3 tot 4% is ons, kom ons sê net maar teiken, maar as ons byvoorbeeld nog steeds by 5 of 5,5 en kom ons dit ten minste realisties, so die mense kan rondom dit plan. Ek moet hierdie vraag vir jou vra, want ek's baie nuuskierig om te hoor wat jy hiervan dink. Op internasionale vlak is die VSA se stap om tariewe tot 15% op alle invoere te lig groot nuus. Hoe beïnvloed so besluit Suid-Afrika? Ek dink wat dit wel gewys het vir Suid-Afrika veral in die laaste jare is dat hierdie poging is amper meer vir my negatief vir Amerika as wat dit vir Suid-Afrika is. Van dit druk Suid-Afrikaners en natuurlik entrepreneurs en sakemanne om bietjie aan die ander kant van die wêreld ook te gaan kyk. En ons dink ja, daar's ook baie positiwiteit wat daar uitgeloop het, juis as gevolg van dit. En ja, dit is nie 'n ding wat baie lekker is, want onthou, as jy 'n stelsel ontbreek wat werk, is dit nie baie lekker ding om weer eens nou terug te gaan na die drawing board en nou weer te gaan sê, okay, maar hoe vat ek 'n produk wat al nou klaar 15 jaar gewoond is, byvoorbeeld nou ewe skielik net na 'n ander plek toe. So dit is 'n absolute disruptor, maar as ou weer eens gaan kyk, hoe kyk ek na verandering? Mense hou nie van verandering nie, maar baie kere is dit 'n geforseerde tipe van verandering is, en 'n mens kyk terug later, is dit amper asof 'n mens kan sê, okay, maar dit was nie eintlik so erg nie, dit was erg, maar as weer mense weer gaan terugkyk, jy weet, die nagevolge daarvan kan moontlik meer positief wees. So die boelie taktiek van 15% absoluut is nie lekker om altyd te lees nie, en is ook nie lekker om al aan blootgestel te word nie, maar ek dink dit is op hierdie stadium vir my op die langer termyn gaan meer negatief wees vir die VSA as vir Suid-Afrika. Wel, ek dink in daai opsig is dit so 'n bietjie beter om te hoor. As mense daarna kyk, ja. Nou, Suid-Afrika is steeds die Verenigde Koninkryk se grootste handelsvennoot in Afrika. Hoekom is dit in 2026 nog belangrik? Ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor. Ek dink ja, die belangrikheid daarvan is nog steeds om die vennote wat jy sê te kan bou. Ek dink is 'n eenvoudige stelling om te maak. Ek dink as jy 'n vennoot het wat nie meer wil jou vennoot wees nie, is dit 'n ander tipe van scenario, of 'n vennoot wat jy basies wil boelie as gevolg van 'n ander agenda, is dit 'n ander scenario. Maar ek dink ja, vennote wat ou juis het en waarmee diplomatieke tipe van onderhandelinge nog oop op die tafel is, moet dit altyd beter oppas as enigiets wat jy moontlik kan hê. Want weer eens, dis weer die voordeur wat weer vir jou agterdeur kan oopmaak as gevolg van die VSA se aggressie teenoor eintlik maar die hele globale ekonomie. En natuurlik jy weet, kan dit natuurlik ook weer deure oopmaak vir ons op ander gewatsaam oewers. En ek dink net Suid-Afrika moet daai verhouding eers baie mooi bestuur voordat hy byvoorbeeld daar werklike verskille daar wil gemaak wat hy byvoorbeeld met Amerika doen. Thys, baie dankie vir die insig wat jy vanoggend weer soos altyd met ons kom deel het. Ons hoop daar is 'n lekker geskenkie toegedraai en gegee en dat daar 'n heerlike partytjie ook wag. Ons sien jou weer. Nou, ons klim net hierna agter die stuurwiel in. So, ek hoop jou sitplek gordel is vas. Bly ingeskakel hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Adventure starts right at home, where driveways become racetracks and every ride sparks a smile. With iGlide Kids electric ride-on cars, imagination takes the wheel. Built for giggles, powered by quality, and designed to last through every turn and twist. From backyard circuits to parkside cruises, it's pure fun in motion. Ride, smile, repeat. Quality you can trust, fun they'll love. iGlide, the future of movement.
So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Om 'n nuwe motor te koop kan gewoonlik nogal in 'n vreeslike proses ontaard, maar dit hoef nie. Ek gesels vanoggend met die hoof van risikobestuur by drive.co.za, Herman Burger, om uit te vind hoe maklik dit kan wees en watter finansieringsopsies 'n mens ook kan kry en wat hulle natuurlik bied. Hoe gaan dit met jou, my vriend? Goed met jou, Pieter. Baie lekker. So vroeg op 'n maandagooggend, maar jy het soos 'n wafferse gesonde brullende engine hier ingedraf. Jy's reg vir die ding. Ek sê ek hoop ek het die kinders by die regte skool af. Ja, sy hulle staansietjies is verdwaalde wesies daar. Maar meneer, is net 'n grappie. Mamma het gesorg dat hulle reg en betyds. Wat jy sê is die regte manier, of jy weet, is daar verskillende maniere as dit nou kom by kar koop en seker nou maar spesifiek nuwe karre, of kom ons veralgemeen dit maar, nuut en tweedehands. Pieter, daar's 'n klomp verskillende opsies. Die meeste van hulle is een wat jy sal goed ken is finansiering. Ons praat van finansiering, ons praat van langtermyn leasing, langtermyn rentals, rent to buy en dan die subskripsiemodelle ook. So daar's 'n hele paar modelle daar buite. Maar ek moet vir jou sê, nee, dit is nogal lekker om te sien hoe die ding ook gegroei het, want ek meen toe ek maar 'n jong knaap was en so met jou eerste kar, jy kon hom of jy moes hom maar kontant koop of finansier. Daar was nie al hierdie ander opsies vir dit nou soveel makliker maak. Nee, daar was nie al ander alternatiewe nie. En ek dink ons leefstyle en hoe die wêreld verander in die afgelope paar jaar het ons goeie indikasie gegee van daar's nodig vir alternatiewe oplossings. Mense sal baie hieroor ook debatteer en goeters, maar hoe groot bate is 'n voertuig? Is dit enigstens 'n bate of is dit nou maar net 'n ouetjie wat jy mag geniet vir 'n paar jaar en dan is dit aanbeweeg na die volgende? So die punt wat jy daar gemaak het, is geniet om vir 'n paar jaar en aangaan na die volgende. Nou die vraag wat ek eintlik jou wil vra is, hoeveel van daai natusse, van daai voertuie wat jy al gekoop het of gefinansier het, jy regtig in jou hand gehad? Na die tyd. Ja. En ek dink dit is waar dit vir ons gaan, is om te sê ons sit met 'n klomp voertuie by wat gefinansier is, maar nie werklike bate is nie. Jy sit met 'n bate wat depressieer. Ja. Onderhoudkoste en obviously maandelikse koste ook. Tot
tot gevolg het. So baie van min van daai voertuie is regtig 'n bate. Hy's 'n depresierende bate. Maar hy's meer 'n uitgawe. Tensy hy vir jou inkomste genereer en jou besigheid vergroot en jou besigheid verbeter. Hoorie, is daar finansieringsopsies of metodes van finansiering? Daar's heelwat. Soos ons nou gesê het, ons praat van finansiering as dit kom by voertuie ten opsigte uit bankfinansiering perspektief uit. Daar dra die kliënt die risiko en jy betaal hom terug. Maar wat jy daar ook het is die feit dat jy sê, is 'n 72 maande periode en baie van daai 72 maande periode sit ons met die situasie van, soos jy gesê het, is op 'n stadium raak jy moeg van daai kar en dan gaan jy aan. Waar as ons gaan kyk na kom ons sê die leasing model, sit jy met minder risiko. Jy sit nie met die herverkoopswaarde van die voertuig nie. Dis ek dalk bietjie meer besigheidsgeoriënteerd. Wat werk vir julle by drive.co.za? Ek meen, wat kom julle agter hou julle kliënte van? Werk vir hulle as 'n opsie die beste? 'n Kombinasie van al daai komponente. Uit 'n tradisionele finansieringsmetode het ons gesien dis nie vir almal nie. Dis nie ek wil nie sê verouderd nie. Maar daar's 'n plek vir al daai modelle. Maar wat by Drive vir ons werk is die feit ons sê jy sit met 'n model wat na al twee komponente kyk van die voertuig en die kliënt. Die approval proses of daai goedkeuringsproses is aansienlik vinniger. Ons kyk na kliënt se kontantvloei. En gekombineer saam met dit kyk ons ook na 'n kombinasie van hoe die bank na dit sou gekyk het. So daar's 'n hele paar elemente wat ons in Drive saamvat, is om te sê en die lekker ding van Drive is saam met al daai komponente en die vinniger goedkeuringsproses sit ons in die situasie dat dit alles inclusive is of inklusief is. So jy maak dit eintlik baie makliker. Ek dink baie mense ervaar nogal baie druk wanneer dit kom by karkoop of so, juis omdat hulle weet jy word met 'n arendsoog dopgehou, maar julle maak dit maklik en vat dit net, happie vir happie, maar uiteindelik sal die hele tert. Kyk, vir ons gaan dit oor die mobiliteitsoplossing. Vir ons gaan dit nie oor die verkoop van die kar nie. Vir ons gaan dit oor hoe kry ons daai kliënt weer in 'n posisie of hoe kry ons die kar in 'n goeie posisie. En ek dink as ons daai twee kombineer ten opsigte van uit 'n bank, finansiering, kliënt, al daai modelle en ons sit hulle bymekaar, is dit 'n redelike unieke model wat ons het. Maar ja. Ek waardeer, dankie dat jy ingekom het vanmôre Herman, en as jy bietjie meer wil uitvind, nie net gemaak jy by hulle draai nie, maar jy pop ook in by drive.co.za. Ons kuier net hierna verder. Ons fokus nou vir 'n oomblik so 'n bietjie op 'n omstrede onderwerp, versoetmiddels. Ons hoor gereeld van vrese oor die impak wat dit op ons liggame kan hê. Nou Suid-Afrikaners is veral baie verward oor die kwessie, terwyl dit 'n mens laat wonder wat nou eintlik die gesonder keuse tussen suiker en versoetmiddels is. Gelukkig is die dieetkundige Shani Legrandsie vanoggend weer terug by ons om haar kennis met ons te deel. Baie welkom. Dankie Elsa. Goed Shani, wat sê jy is die mees algemene wanpersepsie wanneer suiker en versoetmiddels ter sprake is? Ek sal sê die grootste wanpersepsie is dat een gesonder of die ongesonder opsie is. Ja. Dit hang natuurlik af van of albei kan 'n impak of 'n plek in 'n gesonde dieet hê. Dit hang af van konteks, die persoon se huidige gesondheidstoestand, asook die hoeveelheid wat geneem word van elk. En ons hoor gereeld van vrese met betrekking tot kanker wanneer mense ook hieroor gesels. Dit was so lank 'n baie kontroversiële onderwerp, die gedagte dat jou versoetmiddels of jou artificial sweeteners kanker kan of risiko vir kanker kan verhoog. Dit is 'n bietjie oordrewe sou ek sê met die navorsing wat gedoen is. As ek dit kan so verduidelik, dit gaan oor hoeveelheid
byvoorbeeld om 20 blikkies Coke Zero 'n dag te drink, sal jou risiko verhoog vir kanker en ek het nog nie een persoon al ontmoet wat so baie versoetmiddels in 'n dag sal neem nie. So die navorsing of die gesondheidsowerhede het baie goed navorsing gedoen rondom sekere versoeters en dit is eintlik veilig vir gebruik in die regte hoeveelhede. Goed, so kan jy dalk vir ons verduidelik watter uitwerking dit op ons liggame kan hê, veral wat jy weet iets soos byvoorbeeld ons organe, ons eetlus en ons metabolisme betref. Natuurlik, so suiker natuurlik sal 'n sugar spike veroorsaak wat gevaarlik kan wees om jou risiko vir insulienweerstandigheid te verhoog, as ook diabetes, maar jou artificial sweeteners het nie 'n impak om jou suiker in die kort termyn te verhoog nie. Dit word nie gemetaboliseer in die spysverteringsstelsel nie, maar in die langtermyn kan dit wel 'n negatiewe impak hê op suikerbeheer. So ek sê gewoonlik vir my kliënte, dit is oukei in die kort termyn afhangend van jou doel vir suikerbeheer, dalk selfs 'n bietjie gewigsverlies, maar in die langtermyn wil ons ander gesonde habits ontwikkel om jou suiker beter te beheer en gewig onder beheer te kry. Goed, so vanuit 'n dieetkundige se perspektief, is daar dan 'n gesonder opsie tussen die twee? Baie moeilik om te sê. Dit gaan maar oor jou gesondheidstoestand op die huidige oomblik en die hoeveelheid wat geneem word. So as suiker in matigheid geneem word, sal met versoeters in matigheid geneem word, sien ek nie 'n probleem om enige van die twee te neem nie, maar die hoof fokus moet nog steeds wees op whole foods, so kos wat hoog is in vesel, jou nutriënte, as ook jou proteïene. En ek dink dit is waarom dit so belangrik is om 'n dieetkundige te raadpleeg. Kan 'n mens die risiko van diabetes verminder wanneer 'n mens suiker met versoetmiddels vervang? In die kort termyn ja. So beslis sal ek vir 'n diabetes voorstel, gaan die suikervry roete as dit vir jou moeilik is om heeltemal suiker uit te sny. As jou Coke Zero, jou Slimzy, Brooks Local, maar in die langtermyn die studies het bewys dat daai versoeters in kontak kom met jou darmmikrobiota. So dis al jou lewendige organismes in jou gut. Nou, as daar 'n wanbalans is met daai mikrobiota, dan kan dit 'n invloed hê op jou suikerbeheer. So in die langtermyn dan kan dit nou ook nie so goed wees vir diabetes nie. Maar ons kan nog steeds versoeters neem en dan net seker maak ons is besig om ons gut gesond te hou deur genoegsame vesel en fermenteerde kos. En baie mense wonder ook of suikervry dan nou outomaties beteken dat 'n mens meer gesond leef. Ja, dit moet nie net kyk na daai een bestanddeel nie. Ja. Dit gaan oor jou leefstyl in terme van whole foods, van jou slaappatrone, jou stresbeheer. So as 'n produk sê dit is suikervry, beteken nie noodwendig dit is gesond nie. Dit kan nog steeds jou verfynde koolhidrate bevat. Dit kan ongesonde vette bevat, as ook laag in nutriënte wees. Goed, Shani, ons het 'n paar sekondes oor, maar ek wil graag vra, wat sal jy uitsonder wanneer 'n mens fokus op natuurlike suiker, oftewel vrugte? Die vrugte daarin bevat dit vesel, so dan sien ons daai suiker word baie stadiger verteer. So ek wil mense aanraai om eerder maar te beweeg na jou natuurlike versoeters wat in vrugte en in heuning is. Maar natuurlik as jy 5 vrugte of 10 vrugte 'n dag gaan neem, gaan dit ook jou suiker beïnvloed naderhand en ook jou gewigsprobleme gee. So alles in matigheid. En dit klink vir my asof daai gesonde eetplan ook dan nou baie belangrik is. So 'n gevolgtrekking wat ek maak vanuit hierdie gesprek. Shani, baie dankie dat jy met ons kom gesels het. Baie dankie, Elsa. Goed, dis tyd om fees te vier. Net hierna vind ons meer uit oor die Randfontein Goue Fees. Onthou om ingeskakel te bly hier by Goeiemôre. Good morning. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my
more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Die Randfontein Goue Fees word beskryf as 'n naweek van vermaak vir die hele gesin. Die fees vind komende naweek op die 27ste en 28ste Februarie, asook die 1 Maart plaas, en ons vind vanoggend uit wat presies ons van die fees kan verwag. Ek gesels nou met Sonet Laskem en Roan van Vuren. Baie welkom aan albei van julle. Dankie. Goed, wat presies gebeur by hierdie fees? So die fees het ons het 'n Vrydag begin ons kom die fees af met Elof wat vir ons kom sing. Ja. Ons het ook 'n kinderkore wat kom sing, kom optree. Daar is wrestling wat gebeur, daar is verskillende rides, daar's alles is daar. Dan ons ook die Wedding Expo en Matriekafskeid Expo waar ons net hulle vir ons 'n hele troue gaan weggee. Ja. En ons gaan nou daarby ook uitkom, maar dit klink dan vir my asof daar met ander woorde kultuur en sommer sport en alles deel is van hierdie fees. Julle ook. Goed, ek dink 'n mens kan veral beklemtoon dat dit 'n fees vir die hele gesin is. So wat is sommige van die aktiwiteite wat daar vir die kinders gaan wees? Het nou net so vinnig daarna verwys, maar brei vir ons 'n bietjie meer. So ons het 'n hele pretpark vir die kinders waar Bibi die by gaan kom optree en sy het ook 'n meet and greet wat sy vir die kinders doen. Ja. Dan is daar ook 'n klein dieretuin waar die kinders dan nou met opdonkies kan gaan ry of met die perde gaan speel of vir die perde kos gee. So daar's 'n vermaak vir almal. En 'n pretpark het ek ook gelees, nee. Ja. Dit is alles wat 'n mens nodig het by 'n fees. Goed. Daar word verwys na top vermaak en musiek. So kan jy dalk net vir ons sê wie 'n paar van hierdie kunstenaars is wat by die fees gaan optree anders as Elof dan nou? Daar's so baie om van te Gappie kies. gaan Sondag daar wees. Gappie is daar. Ja. Daar's letterlik vermaak vir almal. Ja. Vir almal. Dit klink vir my na groot name ook wat daar gaan optree. Goed, vertel ons 'n bietjie meer van die Wedding Expo.
So die Wedding Expo het ons ingebring bietjie net om mense van Randfontein, nie net eers eintlik van Randfontein af nie, maar in die Wesrand te sê jy hoef nie ver te ry nie. Ons het alles net hierso. So ons het wenders van Pretoria, van vereniging af wat almal saamgekom het om vir die Wesrand dit makliker te maak om jou troue spesiaal te hê. Maar so net, waarom is dit so belangrik om so iets deel van 'n fees te maak? Wel, die ding is dat dit is 'n gerief. So ons het eintlik nou die dag daaroor gepraat. Jy kan jou sunscreen en jou ring bring op dieselfde dag. So die kinders kan baljaar, die familie kan lekker speel en dan die vrou kan in 'n rustige manier gaan deur die expo loop. Haar man hoef nie te veel ge-worry te wees. Ja, hy kan daarso by die wrestling gaan wees en alles. Sy kan lekker na die make-up artist kyk, sy kan na die rokke kyk, sy kan na die venues kyk en sy kan net rustig haarself geniet en dan nog 'n fees hê. En dis 'n bargain. Goed, so hierdie deel van die fees, fokus dit net op troues of kan matrikulante of toekomstige matrikulante? Ja, ons het matriekafskeidrokke wat ons fashion show die Saterdag ook en dan baie van die make-up artists het verskillende pakkette vir jou matriekafskeid of eintlik vir enige funksie. Die dekor wat daar is vir enige funksie, Makiti doen enige funksie. Ja. So dit is eintlik as jy 'n funksie het, kom deur. Ja. Waarom sou julle ons kykers nooi om saam te kom fees? Ek wil nou 'n antwoord van albei van julle hê. Kan jy eers? Ek sal sê dit is net om die liefde van die fees terug te kry. En dan asook jy kan 'n troue wen. So hoekom wil jy nie daar wees nie? Nee, definitief. Nee, ek stem saam. Die Randfontein fees, soos wat ek hom ken van jonger jare, was vir my nog altyd ietsie waarvoor ek uitgesien het. En dit was hartseer toe hy weggegaan het. So vir hulle om dit nou terug te bring en dat jy nou weer ietsie waarvoor jy opgewonde is, stalletjies. Ek meen, COVID het 'n nok gevat met almal. So net om weer bietjie nie net 5 meter uit mekaar uit te staan nie, gaan lekker wees en om saam te kuier en saam alles te geniet, gaan 'n baie lekker ding wees. Ek hou van dit wat jy sê want ek wil vir 'n oomblik daarby stil staan. Jy weet, ek dink 'n mens onderskat ook dikwels die ekonomiese bydrae wat so 'n fees tot 'n spesifieke area ook lewer. Is daar iets wat jy daaroor miskien wil sê? So die fees het altyd baie mense bymekaar gebring. Daai fees was vol. Daar was nie plek vir 'n siel nie. Toe gebeur COVID en toe was die dorp stil. Ja. En nou dat hy weer opkom, nou is almal soos is dit die Randfontein skou? Ja, dit is die Randfontein skou, het net 'n ander naam gekry. Ja. Ja, en mense het nou uiteindelik bietjie herstel van COVID se finansies. En hulle het nou 'n bietjie meer ekstra geld nou weer om vir hulle self te bederf en om ietsie vir hulle self te doen. En mense soek 'n experience. Hulle wil nie net ietsie koop nie, hulle wil 'n experience koop. Definitief. Ja. Ek weet nie of hierdie 'n moeilike vraag is nie, maar hoeveel besoekers verwag julle vanjaar? Ons het al, ek wil nou nie lieg nie, maar ons het al oor die 2000 kaartjies verkoop. Sure. So ons verwag 'n hele klompie voete. Die venue is groot genoeg, so ons kan nog so 3000 verkoop as ons wil. En waar kan ons kaartjies in die hande kry? So op ons Facebook-bladsy is daar verskillende plekke, veral winkels en skole waar daar kaartjies is en ons het goedkoper kaartjies nog tot die 26ste toe. So dan betaal jy byvoorbeeld jou R120 vir die Saterdag en vir 'n Saterdag en dan R120 vir die Sondag, waar jy as jy op die dag gaan kaartjies koop is dit R150. So jy bespaar daai R30 byvoorbeeld as jy nou gesin is van 10. Jy spaar 4 kaartjies. Ja. Is daar 'n spesifieke webtuiste wat ons kan besoek vir meer inligting? Daar is, dis goue fees, ek probeer nou net mooi seker maak. Seker. Ja. Ja, ons het hom op skerm gewys, word vir my gesê. Baie dankie julle. Net laastens, ek dink ons het nou 'n paar sekondes oor, so gaan vinnig vra, waarna sien jy die meeste uit as organiseerder? Ek sien uit dat ons families het wat bymekaar kom. Tannie wat dalk dogter se troue wil beplan en dan asook die kunstenaars. Wil jy iets byvoeg? Ek sien uit vir die troue wat ons wegjaag. Ek sien uit vir gelukkige gesigte. Wel, ek is seker daarvan baie mense gaan nog hulle kaartjies kry. So baie dankie dat julle vanoggend hier by ons kom kuier het. Baie dankie. Nou kry daai kaartjies sommer nou. Die sanger Arno Jordaan kuier net hier naby ons. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning en onthou dat jy gerus op 'n draai op ons YouTube kanaal kan gaan maak indien jy enige van hierdie interessante en insiggewende gesprekke misgeloop het. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs.
Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. A good designer understands when less is more. When more is more. And when function needs to dictate form. With more than 30 years experience, Carnet Interiors offers design plans that reflect your style and personality. Carnet Interiors offers turnkey solutions for commercial and residential projects. Contact Carnet Interiors today to make your dreams a reality. Ons het 8 dubbelkaartjies per aand om weg te gee vir Rock My Wêreld wat op 27 en 28 Maart by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Met kunstenaars natuurlik Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys op een vroeg kan jy uitsien na oorspronklike liedjies en saam sing treffers. Besoek gerus ons sosiale media om in te skryf. Dalk sit jy volgende maand voor in die koor. Ek bedoel, gehoor. Nou ja, bly lig, Arnie Jordaan se spiksplinter nuwe liedjie en hy soek vanmôre hier by ons. Ara, goeiemôre. Lekker om hier te wees. Baie lekker. Baie geluk ook met die nuwe liedjie. Dankie Piraat, waardeer dit. En wat ek daarvan hou is sal 'n ou nou vinnig sê, the maturity, dis maar net soos wat ek gaan nou nie sê word ouer nie, jy word wyser, hoor. Soos ons almal mos maar. Definitief ouer. Ek het Woensdag verjaar. En ek kan duidelik voel ek raak ouer as ek sien hoe lank het my gevat het om by die cover. 3 dae ten minste. Ja, jy gevoel jy wil nog soos 'n 20-jarige kuier. Ja, jy dink besef jy 32 is nou 'n ander nommer. Nee, dan kom jy dink jy kan nog rugby speel, papi, maar as jy opdrag ons kry jy klaar hè, mense so die. Vertel vir my van Lig bly lig. Ek meen waar lê die inspirasie agter die liedjie en Lig by lig. Ek wou nog altyd so 'n liedjie opgeneem het en ek en jy het so vinnig gepraat. Ek dink na die hele plek vir by my met saam met Jakkals vibe het is dit weer party gewees en is lekker en is van mense soek, maar ek wou nog altyd 'n liedjie uitgebring het wat mense kan gaan sit en sê, yes, okay, ek voel nou regtig beter na ek die liedjie geluister het. Ek het hoop vir die dag, ek het hoop vir dit wat altyd verkeerd gegaan. Ek dink in die nuus en die goeders deesdae is al soveel, as jy die koerant oopmaak, sien jy nie lekker goed nie. En dan dis nie net in die koerant nie, dis ook in ouens se persoonlike se lewens en veral met die manne. Ek meen ons beweeg op 'n plek, ek onthou toe ons jare terug begin sing het ek geen worries gehad nie. Ek het gerock and roll soos asof van niks kan gebeur met my. En eers skielik gaan 'n ou in 'n plek in jou lewe in wat jy
kids kry vir baie meer verantwoordelikhede, regte verantwoordelikhede. En dinge raak bietjie meer ernstig en ek dink ons manne het druk op ons. My laaitjie vra my gisterand oor die stres ek ook. Het ek ook stres? Ek sê maar waar stres jy? Maar net weet. Nee, hierdie toets wat nou kom en hy het baie sport en ek sê nee, ek het regte stres, moet jy nie worry nie. Maar ek dink die lig bly lig is ook is vir mense wat regtig op 'n plek gaan sit en op 'n donker plek gaan sit wat jy weet wat se kant toe nie en wat stres en ek ons manne praat te min met mekaar deesdae Pieter ons het is amper jy raak skaam om te sê wat fout is hulle te veel hou en dit krop op jy het krop op en lig bly lig is net om daai ding te sê hoor jy is 'n lig in 'n donker gang al voel jy is op 'n donker plek daar's mense wat na jou kyk en daar's mense wat jy nog steeds inspireer en op jou manier so ja dis maar nou sê gou vir my vriend Jakkals Vibes is jy nie Jakkals Vibes nie? Nee, ek is die Jakkals Vibes nie. Nee, ek dogte maar net ek gaan 'n Hansie Rood oomblik hier uithaal of 'n Cavalier of dit of dat. Ons tyd het uitgeharde baie. Dankie. Hierdie song is al vrygestel. Ons kan nog gaan kyk op al die platforms. Hy is op al die platforms geniet hom en ja, ek hoop regtig hy bring hoop vir daar buite en ek hoop die mense geniet hom baie. Lig bly lig. Ons is môreoggend weer terug. Lekker dag. Maak reg Suid-Afrika. Rock my wêreldtrip. Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock my wêreld. Kom sing saam. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.